16 minute na 7, jy luister na 'n nuusweek en ons het nou geleentheid gekry want hy het hier aangehardloop gekom, Willie Spies, 'n Vryheidsfront Plus burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro, maar hy is ook die direkteur van die prokureursfirma Hurter Spies ingelyf en ons gesels vandag oor 'n baie belangrike saak wat raak 'n Kleinfontein wat al 'n geruime tyd kom na die Tshwane Metro en Kleinfontein aandeleblok het 'n skikking bereik wat nou deur die Hooggeregshof in Pretoria bekragtig is en die gebeure bring 'n einde aan 'n regstryd wat oor en weer tussen die gemeenskap en die metro in die howe gevoer is, nadat nog 'n uitspraak 2 jaar gelede teen Kleinfontein gelewer is oor die feit dat die formalisering van Kleinfontein tot 'n dorp nog nie behoorlik afgehandel is nie. En Willie Spies wat dan hier by ons is om hieroor te gesels. Goeiemôre en baie welkom. Môre Susan, julle dis lekker om hier te wees. Ateljee is daarom lekker warm, dat is wat dit buite is. Ja nee, sit som heeldag hier. Ja, Willie, wat beteken hierdie skikking prakties vir die inwoners van Kleinfontein en hoe verskil die nuwe proses van die vorige pogings om die gemeenskap as 'n dorp te formaliseer? Susan, Kleinfontein is van besondere belang ook vir hierdie radiostasie vir Pretoria FM, want dis nie net die inwoners van Kleinfontein wat 'n belang hierby het nie. Pretoria FM se uitsaai toring waarmee ons uitsaai na die grootste deel van die noorde van die land toe, staan op Kleinfontein. So Pretoria FM is ook 'n aandeelhouer in Kleinfontein. En as Kleinfontein val, het dit ingrypende gevolge ook vir Pretoria FM. En juist daarom, en omdat daar so baie mense is, daar's meer as 1500 mense alreeds wat op Kleinfontein woon. Dis 'n gevestigde gebied. As jy daar is, sal jy sien, dis 'n dorpie, daar's randstene, daar's paaie, daar is 'n parkie, daar is 'n gemeenskapsaal, daar's 'n kerkie, daar's 'n skool, is 'n rugbyveld. Dit is 'n gemeenskapie wat deur die jare 'n lewe van sy eie gekry het. Nou Kleinfontein is 30 jaar gelede gestig, meer as 30 jaar gelede. En aanvanklik het hy begin as 'n koöperasie wat aandeelhouding aan sy inwoners gegee het in die koöperasie. Die koöperasie is hier by 2018 rond omskep in 'n aandeleblok skema, maar daar was deurlopend weerstand geweest. Daar's interne ongelukkige spanning, maar daar's ook geweldig spanning van buite af en aanslae van buite af. In 2014 het die DA 'n hele optog gereël na Kleinfontein toe en gaan proteseer by die hekke van Kleinfontein en gesê, daar is nie plek in Suid-Afrika vir 'n nedersetting soos hierdie nie. Verlede jaar het die EFF en MK dieselfde gedoen. Jy moes die prentjies gesien het van absolute, die Engelse woord littering wat plaasgevind het, daar buite die hekke van Kleinfontein, terwyl die EFF met hulle optog daar was. Maar die pragtige prentjie van 'n gemeenskap wat na die tyd doodluiters met hulle asblikke en hulle swart sakke alles gaan opruim het en weer skoon gemaak het. Maar die boodskap wat gestuur word is, Kleinfontein is 'n Afrikaner gemeenskapie, Suid-Afrika is 'n gemeenskap van gemeenskappe en Kleinfontein is hier om te bly. Die regering kan op sy kop staan, enige politieke party kan op sy kop staan, maar hulle gaan nie die Afrikaners in Suid-Afrika wegwens nie. Hulle moet maniere vind om ons te akkommodeer. En dit is waarmee ons besig hou. Ons wil geakkommodeer word, ons wil seker maak dat die instellings wat ons gevestig het, die plekke wat ons gevestig het, erkenning kry dat dit veilig is en dat dit beskerm word, soos wat enige iemand anders in die land erken en beskerm word. En dit was die agtergrond van hierdie stryd, wat eintlik, soos ek sê, 'n epiese stryd is. Kleinfontein se stryd wat hofsaake en dinge betref, klink amper soos Pretoria FM se. En baie van die hofsaake het skeef geloop, baie het goed geloop. Hulle het verskillende rigtings ingeslaan, maar dit is krities belangrik dat 'n mens met die regte aanslag die regte dinge doen en die regte dinge in ooreenkomste vervat en daai ooreenkomste deurvoer. En ek dink dit is die waterskeiding wat nou gebeur het. Daar is 'n duursame ooreenkoms tussen die Kleinfontein maatskappy en die Tshwane Metro gesluit. Daardie ooreenkoms behels dat Kleinfontein homself gaan formaliseer as 'n formele dorpstigting, volgens die reëls wat in die Engelse afkorting is die SPLOMA-wet, dis die ruimtelike ontwikkelingsraamwerk-wet, wat dorpsontwikkelings en eiendomsontwikkelings en die tipe van goed reguleer. So binne daardie raamwerk gaan Kleinfontein voor die einde van hierdie maand 'n formele dorpstigtingsaansoek by die Stadsraad indien.
Daardie aansoek gaan volgens die normale prosesse hanteer word en ons vertrou en ons hoop dat daardie proses suksesvol sal afloop. Daarmee saam is daar ook 'n skikking bereik oor buitensporige heffings en tariewe. Kleinfontein is die afgelope 2 jaar op munisipale rekeninge aangeslaan vir meer as R1 miljoen per maand aan munisipale heffings wat gehef is, op sterkte van sogenaamde straftariewe. Die ooreenkoms het ook behels dat daardie straftariewe aangepas word na die tariewe wat gekoppel is aan die werklike gebruik van die eiendomme en die goeie nuus is daardie rekeninge is gister ten volle vereffen. So die dispuut rondom die heffings en die belastings wat Kleinfontein moes betaal of sou betaal het is opgelos. Daardie dispuut is ten volle vereffen en die rekeninge is ten volle betaal. So Kleinfontein is op 'n gesonde grondslag, hy is op 'n volhoubare grondslag geplaas. Die dorpstigtingsaansoek gaan binne die volgende 2 na 3 weke ingedien word voor die 31ste Augustus en ons sien uit na die afhandeling van hierdie dorpstigtingsproses, want ek dink elke inwoner van Kleinfontein verdien sekerheid. Elke inwoner van Kleinfontein, ook Pretoria FM wie se toring daar staan, verdien sekerheid van hulle regte om beskerm te word en veilig te wees ook daar in daai gemeenskap. So, dis 'n geweldige deurbraak vir ons. Ons is baie dankbaar daaroor. Wil jy het ook nou gepraat dat die wetlike prosedure sal gevolg word wanneer hierdie aansoek oorweeg of beoordeel word. Voorsien jy enige struikelblokke? 'n Dorpstigting is nooit maklik nie. Eiendomsreg is 'n fascinerende veld, want jy het bure, jy het vyande, jy het mense wat graag ander motiewe wil najag en daar is openbare deelname prosesse en daar is 'n verskeidenheid prosesse wat natuurlik gaan volg en dit kan wees dat mense dalk gaan beswaar maak, mense kan seker nog steeds beswaar maak teen die bestaan van 'n plekkie soos Kleinfontein, maar die realiteit is dat Kleinfontein is daar, dit is 'n realiteit, daar staan baksteen huise, mooi, goed ontwerpte en geboude huise, daar staan sportvelde en gemeenskapssentra, daardie plekke moet geformaliseer word, dit kan nie net afgebreek word nie. En die proses of die pad is nou uitgelê om daarby uit te kom en die vooruitsig is dat as elkeen sy deel doen, dan sal hierdie ding 100% regkom en dan sal Kleinfontein sy staanplek hier in die ooste kant van Pretoria hou en versterk en uitbou in die tyd wat voorlê. Net so laaste gedagte, Stys vinnig besig om ons in te haal, maar ek gesels so lekker met jou. Wanneer hierdie saak afgehandel is en die uitkoms is in die guns van Kleinfontein, sal dit 'n noodsaaklike amper die woord presedent skep of dan amper 'n voorbeeld wees vir nog tipiese dorpstigtings op hierdie skaal? Ek dink die belangrike, ek wil nie sê dis 'n presedent nie, is nou nie 'n regspresedent in die sin dat die hof nou 'n uitspraak gelewer het en gesê dit is hoe dit nou vorentoe gaan werk nie. Hierdie was die resultaat van onderhandeling. Dit was die resultaat van onderhandeling en dit is waar die VF+ 'n geweldige rol gespeel het. Ek is nou vandag hierso met my VF+ baadjie aan. Ons raadslede, Grandi Tennis en Johan van der Spy, 'n hele aantal van ons raadslede was aktief betrokke om binne die raad werk te doen om seker te maak dat die betrokke amptenare, ook mense in die politieke ampte besef wat die belang hiervan is en besef dat dit is net eenvoudig onsin om 'n plek te probeer toemaak. So daar is geweldige werk gedoen. Daar is 'n regspad geloop. Ons het met te gelyktydig 'n hele klomp regsaake gedryf namens die Kleinfontein maatskappy. En al hierdie goed het eintlik soos 'n simfonie saamgewerk tot ons by 'n punt gekom het waar ons 'n skikking bereik en 'n skikking is in baie gevalle beter as 'n hofuitspraak want 'n skikking skep 'n ordelike pad waarmee almal kan werk. En daardie skikking is waaroor ons opgewonde is want jy vra of dit 'n presedent skep, dit skep nou nie 'n regspresedent nie, maar dit skep 'n voorbeeld vir Suid-Afrika om te sê hier is plek vir almal. Hier is plek vir Afrikaners ook in Suid-Afrika. Daar is plek vir Afrikaner gemeenskappe. Daar is plek vir Afrikaner burgerlike instellings. Maar meer as dit, daar is plek vir burgerlike instellings van elke enkele taal en kultuurgemeenskap wat in Suid-Afrika bestaan. Suid-Afrika is 'n gemeenskap van gemeenskappe. En ons moet ophou met hierdie politiek van groot gesentraliseerde politieke partye wat probeer om al die mag by hulle self te sentraliseer.
en ons moet beweeg in 'n stelsel in waar gemeenskappe sterk gemaak word, waar gemeenskappe se bestaansreg erken word en waar gemeenskappe in staat gestel word om hulle besluite te neem so naby as moontlik aan hulle self. As ons dit kan regkry, dan omskep ons hierdie land in 'n supermoondheid van Afrika en dit is die rigting waarna ons wil beweeg. En hierdie was ook 'n saak wat jou baie naby aan die hart gelê het, en hier staan jy ook nou met jou voete op twee platforms basies. Ja, nee, dit is soos ek sê, ek is 'n Pretoria FM aanhanger. Ek werk nou nie meer hier nie. Ek mag nie meer by gemeenskapsradio betrokke wees nie, maar ek is so lief vir Radio Pretoria FM. Soos elke enkele luisteraar van ons, dit was 'n belangrike kliënt van my as prokureur, en polities is Kleinfontein ook 'n simbool van dit waarmee die VF+ hom besig hou, om gemeenskappe sterk te maak, om gemeenskappe in staat te stel om hulle self te wees. So dis 3 verskillende uitgangspunte, 3 verskillende hoede waarop wat ek opgehad het, en die 3 hoede het mooi saamgewerk. Hier is ietsie van 'n sukses. Dankie Willie vir jou tyd vanoggend en dat jy vir ons hierdie saak eintlik, want daar was so baie bewegende dele gewees met hierdie saak, maar dat jy dit vir ons so mooi verduidelik het. Baie dankie en sterkte ook ons veral van Pretoria FM se kant af sal ons die uitkoms hiervan met groot belangstelling dophou. Dankie vir jou tyd vanoggend. Dis 'n voorreg. Dankie vir die uitnodiging en dankie vir die lekker gesels elke oggend. Ons staan elke oggend met 'n lied in die hart op as ons na julle luister. Nou en dan met 'n paar seerplekke ook. Ja, maar die jeug en die ouderdom is maar met ons. Dis Willie Spies, VF+ burgemeesterskandidaat vir die Tshwane Metro, wat ook hier gesels as prokureur vir Hutterspies ingelyf en na aanleiding van die Kleinfontein saak.